hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Week 5 was 'n vol week gewees. Ons is met die boot van Sorrento na Positano. Beide Sorrento en Positano het ons asems weggeslaan. Pragtige bucketlist plekke gewees. Bonus was dat dit 'n lekker sonskyn dag was en ons het lekker rondgeloop, die dag geniet en afgesluit met 'n lekker sundowner by een van die kafeetjies en toe teruggegaan met die trein en ons is laat by ons huis gekom. Van Pompeii is ons die volgende dag tot by Matera. Ons het daar aangekom en gaan soek vir die ou stad en was verras geweest om hierdie groot stad te kry wat ons glad nie verwag het nie en al weggesteek is. Hierdie is 'n plek wat bewaar gebly het, 'n UNESCO wêreld erfenisgebied. Hierdie stokou blyplek binne in hierdie splinternuwe stad. Anneke en Anton het vir ons 'n tip gegee om by Polignano Amare te gaan staan. Fantastiese plek, het was heerlik geweest, daar baie mooi. In plek so nie een dag het ons toe somme 2 dae gebly en in die aand ook lekker rondgeloop in hierdie pragtige ou dorpie, liggies gekyk en was die beautifulste water geweest. Ja, die groot voordeel was omdat dit so lekker weer was en dit naby mekaar was, het ons baie fiets gery. Ons het sommer die volgende dag die fietsies gevat en na Monopoly toe gery, wat seker nie meer as so 10 of 12 km van Polignano af is nie. Selfs 'n baie mooi stad, waar ons ook die hele dag gaan spandeer het en eers laatmiddag teruggegaan het na ons staanplek by Polignano. Vandaar is ons na nog 'n bucketlist plek, Alberobello, lekker naam om te sê. Dis 'n ongelooflikste plek, vol van hierdie wat hulle noem trolleyhuisies. Dis amper soos ons rondawels soos ons dit ken. En toe ons lees, toe ons na agter gekom, lang storie daar agter, maar die groot rede vir die bou van hierdie huisies was omdat mense die tax wou vryspring. So heerlike dag gewees. Ons het dit baie geniet daar, al was daar so hier en daar 'n ou reendruppeltjie, kon ons nog steeds lekker rondloop. Die plek is natuurlik ook baie bekend, so daar was 'n hele paar toergroepe saam met ons gewees, baie mense, maar tog genoeg tyd gehad om lekker rustig rond te loop, omdat ons nie ver van die huisies af parkeerplek gekry het nie. En ons is ook verbaas gewees om te sien dat ten spyte van hierdie versameling trolleyhuisies daar in die omgewing ook nog op baie van die plase en sommer in die dorp self ook van die trolleyhuise is waar die mense besig is om te herbou. Suster Nilo was eintlik maar net 'n oorslaapplek. Ons het 'n laatmiddag daar gaan rondstap, maar lekker geslaap en die volgende oggend vroeg is ons weg om te gaan kyk hoe lyk dit in Ostuni. Ostuni, baie mooi gewees. Ek het nie gedink dit gaan so mooi wees nie. Hulle noem dit die White City want al die geboue is so afgewit en oral is hierdie pragtige steegies en plekkies in die binnekant van die stad. Ons het daar oorgeslaap, markie toe gegaan en dit was so lekker gewees. Ons het nie net die middag nie, maar die
aand en die volgende oggend weer 'n keer daar gaan rondloop en elke keer nuwe plekke gekry. Solino is 'n piepklein dorpie so bietjie weg van die gedruis af waar ek en Amanda net vir 'n aand gaan rus het, bietjie gaan skoonmaak het en sommer so draaitjie deur die olyfboorde met die fiets gery het en dit was ook vir ons baie lekker geweest. En so die einde van week 5 dan aangebreek, 'n baie vol week, baie lekker dinge gedoen, mooi goed gesien en ons het besluit om die video hier te eindig en ons sien uit om volgende week weer vir julle 'n nuwe video te maak.